Ons is nou in die tyd na die Paasfees op pad na Pinksterfees toe, die uitstorting van die Heilige Gees. En wanneer ons in die skrif lees oor wat in hierdie tyd gebeur het met Jesus en sy disippels, dan is daar 'n paar goed wat vir ons uitstaan. Een van hierdie gedeeltes is in Johannes hoofstuk 21. Ek lees ons sommer daartoe blaai, ons gaan lees in Johannes hoofstuk 21, en ek sê maar vanaf vers 1 tot by 19 lees. En dan gaan ons 'n bietjie gesels oor wat ons sien gebeur daar met Jesus en sy disippels, spesifiek ook met Petrus daar. So kom ons blaai na Johannes 21, dan lees ons vanaf vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. So was 'n hele groepie van hulle bymekaar, 'n klompie van hulle bymekaar gewees. En Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daarna het hulle niks gevang. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus sê vir hulle, mense, het julle nie iets gevang nie om te eet nie? Nee, antwoord hulle op. Hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het toe die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Nou, dis nou Johannes wat so van homself praat. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het toe met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis net daarop lê. Daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. En Simon Petrus het dit toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Dis mooi. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u? Hulle het geweet dit is die Here. Jesus kom, toe neem die brood, gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy op. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter dood, so dood Petrus God se verheerder. Daarna sê hy vir hom, volg my.
Nou tussen Paasfees en Pinkster verloop almal so 50 dae. Nou in hierdie tyd voor Jesus is die Heilige Gees gestuur het, dat die Gees uitgestort word op die disippels en almal in die bokkamer, het hy ongeveer so 8 keer aan mense verskyn. Na hy opgewek is uit die dood. Daar was kere wat hulle mos gedink het dat hy 'n spook is, né? Hulle baie groot geskrik het. Dan sê hy vir hulle vrede vir julle. Né? As jy dink jy sien 'n spook, dan het jy vrede nodig. So, was 'n paar keer wat hy vir hulle gesê het vrede vir julle. Dan kom hulle agter nie, hy is nie 'n spook, jy kan hulle omvat en dan praat hy met hulle en dan is hy by hulle en hulle besef, o, dis hy nie, jy weet. 8 keer. En as jy gaan die kere wat hy verskyn en die hoeveelheid mense wat hulle skat bymekaar was, skat hulle dat hy ongeveer omtrent aan 500 mense verskyn het elke keer. In die 8 keer wat hy aan mense verskyn het. So, dit was onbetwyfeld dat Jesus leef, dat hy die dood het opgewek is, dat hy bestaan, dat hy nie in die graf is nie, hy is nie dood nie, Jesus is opgewek, en dit is nie 'n gees nie, dit is nie 'n spook nie. En Jesus doen dit ook doelbewus weer 'n keer hierso, waar hy saam met hulle gaan sit, wat hy 'n vuur aansteek, wat hy vis braai en saam met hulle eet. Spook eet mos nou nie, jy weet. Behalwe spookasem. Kom net 'n grap. So hy wil baie seker gemaak dat hulle weet dat hy fisies teenwoordig by hulle. Hulle kan aan hom raak, hulle kan saam met hom eet, hulle kan met hom gesels, en dit wat hy aan hulle oordra, kom van hom persoonlik af, as opgestane Here. En hier vind 'n klompie goeders plaas in hierdie gedeelte, waar hy spesifiek met Petrus en hierdie ander disippels praat. Nou, en as ons begin lees, sien ons dat Petrus, hy het 'n redelike sterk persoonlikheid gehad, bietjie impulsiewe ou gewees, maar hy het 'n sterk leierskapsrol gehad op in die groep. So van die ouens het opgekyk na hom, hulle ken hom al baie jaar lank, baie van hulle het saam met hom groot geword, en op 'n stadium tussen in hierdie tydperk, tussen waar Jesus opgewek het uit die dood uit, en waar die Gees van die Here uitgestort het, kom hulle op 'n punt waar Petrus sê, maar hy gaan nou weer vis vang. En die ander ouens wat daar saam met hom is, sê toe, ok, maar dan gaan ons ook saamkom. Nou, hulle het nie dit gesê omdat hulle honger was, of vis nodig gehad het om eet nie. Hulle was vissermanne van beroep gewees. Almal wat daar teenwoordig was, daai klompie daar wat se name daar genoem is, in begin van Johannes 21, was almal vissermanne. So dis iets wat hulle geken het, van kleins af. Dis iets wat hulle pa vir hulle geleer het, as stryd, wat om te doen, hoe om dit te doen, iets wat jy vir jou seun ook sal leer, van hoe om geld te maak en te voorsien vir jou huis. So dit was hulle bron van inkomste, dit was hulle identiteit, hulle is vissermanne, dit is wat hulle ken, waaraan hulle veilig voel, en waar hulle weet van, as ons dit doen, dan gaan ons okay wees. So kan jy sien wat besig is om te gebeur is. Hulle het vir 3 jaar lang, saam met Jesus, elke oggend opgestaan, saam met hom ontbyt gemaak, en dan Jesus vir hulle gesê, die Vader het vir my gesê, ons gaan vandag hierdie volgende goeders doen, en ons gaan met hierdie volgende mense praat, en dit is wat gebeur. En dan het hulle gegaan, en dan het hulle hierdie amazing goed gesien beleef, mense wat sy oë oopgaan wat blind was, lam mense wat opstaan en loop, mense wat melaats is, wat sy sere afval, hulle het gesien hoe Jesus op water loop, dit mind-blowing stuff. Vir 3 jaar, elke oggend tot die aand toe, volgende oggend staan op en dan doen dit weer dieselfde keer, oor en oor. Vir 3 jaar. En ewe skielik is Jesus weg. Ons besef nie dat, vandat hy uit die dood uit opgewek is, was hy nie saam met sy disippels weer op dieselfde manier. Oggend, aand. So hy kom, verskyn met hulle gepraat, goed aan hulle openbaar en dan sy weer gaan. As jy Johannes 20 lees, is hulle by mekaar in 'n huis, en dit is om te bid en te praat en goed te prosesseer van wat hulle nou net deur is. En ewe skielik stap Jesus deur die muur en hy begin met hulle praat en hulle freak uit. En dan sê hy hulle tweede keer. En hy moes het vir hulle tweede keer gesê het, omdat hulle so groot geskrik het.
So ons sien hoe hulle sukkel om aan te pas tot die nuwe realiteit van Jesus is nou nie meer elke dag in persoon saam met ons en gee vir ons opdragte van wat ons nou presies moet doen. En dan skielik is hy net weg. En is 50 dae wat verloop. So op 'n punt ek weet nie hoeveel dae verloop het voor Jesus nou weer aan hulle verskyn het, so byvoorbeeld by die see van Tiberias, kon al 20 dae gewees het van die 50. I don't know. Maar hierdie hele klompie dae verloop, en Petrus en van die ander dink seker by hulle self, miskien moet ons maar weer vis vang. Want hy is nou nie meer hier. Ons weet nie wat om te doen nie. Dalk is ons misgis gewees, dalk het ons almal net 'n visioen gesien. Dalk is ons verward. So hierdie ouens is verward. Dalk is hulle nog in vrees en angs van die brutaliteit van die kruis wat hulle gesien het, hoe iemand uit mekaar uitgeslaan is en hulle kruis vasgespijker is om hy sterf. Hierdie mense was deur traumatiese tyd, na hulle vriend vir 3 jaar saam met hulle gestap het, en vir hulle geleer, en toegerus het, en gewys het, hoe werk die koninkryk van God. Nee, dit was 'n leerskool, wat hulle vir 3 jaar in gesit het, en vir hulle toegerus het, hoe die dynamics van die gees werk, hoe die koninkryk van God manifesteer, hoe om siekes gesond te maak. Hulle was geleer gewees, in hierdie 3 jaar, en ewe skielik is hy weg. So, dit gee ons so 'n bietjie meer 'n perspektief van wat hier gebeur. Hoekom begin hulle nou weer visvang? Want dit is wat hulle ken, dit is waarin hulle veilig voel. Dit is wat hulle gedink het, dit is al wat ek verstaan om te doen. Ek is nie opgelei om enigiets anders te doen nie. Ek is maar 'n visserman. En Jesus kom, en hy verskyn aan hulle terwyl hulle besig is om vis te vang. En die interessante ding is dat hy verskyn aan hulle op dieselfde manier die dag toe hy hulle geroep het. Want die dag toe hy hulle geroep het in Lukas 5, hou gou julle hand daarso by Johannes 21, maar ons net gou vinnig na Lukas 5 toe. Dan kyk ons gou wat gebeur net daarso. En dan kyk ons hoe hierdie twee insidente amper ooreenstem. Op 'n dag, toe Jesus langs die Genesaret neerstaan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en hulle was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een skuit, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om 'n entjie van die oewer af weg te stoot. En nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle net uit om vis te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag gesoek, sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. En hier kom Jesus en hy kom doen dit weer. En ek dink, al die ligte op hulle dashboards moes toe begin flikker. Wat gaan nou weer? Toe hy ons geroep het, het hy dit gedoen. En nou het ons gedink, hy is weg, en ons het maar weer begin visvang, en hier kom verskyn hy weer aan ons, en ons vang alweer niks. Eindelik moes hulle seker besef, luister nie, hierdie ding wat ons pa vir ons geleer het, hierdie nette en hierdie bootjies en hierdie goed, dit is nie waarvoor ons geroep is nie. En ons is mislei as ons dink, dat ons moet nou maar weer teruggaan na die ou lewe en die ou manier van doen. Ek dink, hulle het perspektief verloor van die missie waarvoor Jesus hulle geroep het. Want hy het hulle mos daai dag in Lukas 5 geroep en vir hulle gesê, julle is vissermanne, weet jy wat? Ek gaan van julle vissers aan mense maak. Jesus weet dat hy die missie weer moet kom bevestig. Die missie is nie klaar nie, disippels. Dit begin nou eers. Hierdie was nou 3 jaar se leerskool vir dit waarvoor ek julle voorberei het. Julle dink ek's weg, julle dink ek's dood, of ek dalk 'n spook, of 'n visioen. Nee, die missie begin nou. Ek het julle toegerus vir hierdie ding. Moet nie weer teruggaan daartoe nie.
herstel die missie, en ek wil sê vir julle, dit waarvoor ek julle geroep het van die begin, staan nog steeds vas. Moenie verward wees nie, moenie bang wees nie, moenie onseker wees nie. Weet, dat dit wat ek julle voorberei, vir 3 jaar lang, ek het iets in julle gedeponeer, wat binne in julle is. En as julle op my vertrou, gaan julle sien hoe my gees kragtig deur julle lewens werk. As julle saam met my wandel. Moenie afdwaal van die roeping nie. Moenie afdwaal van die missie af nie. Moenie moeg raak nie. Moenie fokus verloor nie. Ek wil hier met julle self 'n bietjie hier insien. Hoe vinnig ons moeg raak, hoe vinnig ons visie verloor, hoe vinnig ons ingesuig raak in die dinge van hierdie wêreld, in die lewe, wat ons elke dag mee besig is om kos op die tafel te sit, wat jy ook al is, of jy 'n onderwyser is, of 'n prokureur, of 'n dokter, of 'n besigheidseienaar, of wat jy ook al doen, dat jy so ingesuig raak, jy raak so in die, om te sê die verveligheid, die monotonous, oor dieselfde ding doen, elke dag opstaan, kinders skool toe vat, toebroodjies in die kosblik sit, werk toe gaan, kom weer by die huis, en ons vergeet wat die missie is. Hoekom ons hier is. Wat Jesus ons voorberei. Hoekom jy elke Sondag kerk toe kom, dit is soos die toerusting vir die missie. Elke Sondag wat ons hier is, dan kom herinner ons onsself en sê, hey, dis hoe belangrik is om kerk te kom. Want hier kom herinner ons mekaar. Hier kom bemoedig ons mekaar. Hier bid ons vir mekaar. Hier kom versterk ons mekaar vir die missie wat die Here aan ons toe vertrou. En Petrus het nodig om versterk te word, om bevestig te word in die missie. Hoekom? Want hy het 3 keer vir Jesus verloor. Hy het 3 keer gesê, ek ken hom nie, omdat hy bang was, dat hy sy lewe sou verloor. Maar wat hy nie besef het, in daai oomblikke toe Jesus op pad na die kruis toe was, en hy 3 keer gesê het, ek ken hom nie, wat hy nie besef het op daai stadium is om my lewe neer te lê, is om my lewe te kry. Om my lewe vir Christus neer te lê, is om die werklike lewe te hê. Die res is alles bysaak. Om Christus, Jesus, as my Here te ken, om hom te volg, en om hom te dien, en my lewe vir hom neer te lê, is om die lewe te hê. Ek verloor niks. Ek wen alles deur te leef hom. Maar 3 keer sê hy, ek ken hom nie. En ek dink hy het ons bitterlik geween toe die haan kraai. Bitterlik gehuil, want hy het besef, hy het onthou van die woorde van Jesus. Voor die haan kraai vanaand, gaan jy my 3 keer verloor. Nooit, Here, nooit. Nooit, ek sal doodgaan vir U, Here, maar vir U sal ek nie verloor. Dit is sy woorde gewees. Nooit, Here, nooit, never. En ek dink hy het met 'n wond in hom rondgeloop, van ek is nie goed genoeg nie. Ek het die Here verloor, ek het geval in wie ek is, ek het vir hom geval, hy soek my nie meer, nie na wat ek gedoen het. En Jesus kom na hom toe, en wat vir my uitstaan, wat ek dink ons moet lees hier, ons moet oplet, hy sê nie vir hom, Petrus, glo jy in my? Het jy geloof, Petrus? Of Petrus, vertrou jy my? Ja, Here, vra jy, Petrus, vertrou jy my? Ja, Here. Nee, hy vra vir hom, Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my baie lief? Meer is die ander is. Derde keer, Petrus, het jy my lief? En ek dink ons moet besef dat daar's iets in hierdie vraag van Jesus wat hy vir my en jou vanoggend op vra. Nee, ek wil hê ons moet baie seker wees van die saak dat ons redding
Ons word nie gered omdat ons lief is vir die Here. Hierdie het niks met salvation te doen, né? As ons kan gaan kyk in Efesiërs 2 vers 8 en 9, né? Wat moet jy doen om gered te word? Eerstens Romeine 10 vers 19. As jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Here is en dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. As jy met jou mond bely en met jou hart glo. So, as jy met jou hele wese die evangelie verstaan en reageer daarop en sê, Here, hier is my lewe, ek gee dit oor aan U. Met jou mond bely en met jou hart glo, jy sal gered word. En Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê vir ons hoe hierdie redding plaasvind. For it is by grace that you have been saved through faith. By grace, through faith. It is not from yourself, it is a gift from God. Okay, goed. So, baie belangrik, ek is nie besig om 'n ander evangelie met julle te deel vanoggend van, jy moet net vir die Here lief wees. Nee. Dis iets anders wat ek glo die Here wil openbaar op ons, wanneer hy met hierdie vraag van Petrus toe kom. Van Petrus, het jy my regtig lief? In Johannes 14 vers 15 lees ons die volgende. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Vers 23. Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Nou ek het baie keer hierdie teksgedeelte gelees, en dan lees ek dit in die volgende manier. Lees, as ek die Here liefhet, dan gaan ek hom gehoorsaam. So ek moet gehoorsaam wees, en dan gaan die Here sien dat ek hom liefhet. Ek dink dit is vooral staan. Ek glo, wat hier so staan is, as ek hom liefhet, as ek my hart oorgee het aan hom, en hom liefhet met my hele hart, siel, verstand en al my krag, is my lewe oorgegee aan God, en sal ek hom gehoorsaam. Sien julle die emphasis skuif? Nie van my gehoorsaamheid wys dat ek hom liefhet. Nee. Omdat ek hom liefhet, die effek van my liefde vir hom maak dat ek gehoorsaam hom wil wees. Die effek van God se liefde vir my en my liefde na hom maak dat ek vir hom wil gehoorsaam. Die motief van my gehoorsaamheid verander. Dis die ding wat hier so plaasvind. Die motief van my gehoorsaamheid is nie omdat ek bang is, omdat ek onder 'n stel reëls nou staan nie. Nee, die motief van my gehoorsaamheid is, sy liefde is aan my geopenbaar en aan my gegee, en ek het hom terug lief met my hele hart, en daarom wil ek my Here gehoorsaam en hom volg. As julle my liefhet, sal julle my gehoorsaam. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. As julle my liefhet, sal julle toerus en julle bekragtig, sodat julle aan my gehoorsaam kan wees. Verstaan julle wat ek probeer sê, want hierdie is belangrik. As jy graag gehoorsaam wil wees aan die Here, groei in jou liefde vir hom. As jy sukkel om gehoorsaam te wees aan hom, as jy konstant sien dat jy is ongehoorsaam aan die Here, wil ek vir jou vra, hoe lief is jy vir die Here? Het jy my regtig lief? En ek sien jy sukkel. Gaan jou weer vra, het jy my regtig lief? En is nie 'n vraag met 'n aanklag in. Dis 'n uitnodiging. Volgende. Het jy my regtig lief? Verstaan jy wat liefde is? Het jy al regtig my liefde vir jou beleef? Het jy al toegelaat dat my liefde jou hart verander? Het jy my regtig lief? Want ek sien jy sukkel bietjie.
Johannes 13 vers 35 sê Jesus op sy disippels die volgende, hy sê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. So nie net ons liefde vir God nie, maar ons ook liefde vir mekaar, is 'n teken dat God in ons midde is. Kan julle sien hoe kragtig en hoe belangrik die liefde van God is? Vir Jesus was dit nommer 1 belangrik. Fariseërs kom na hom en sê, wil jy kyk of as jy kan vasvra 10 gebooie, as dan nog 613 ander wette, wat is die belangrikste wet? Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou siel, verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. Hier is al die wette en die profete opgesom. Wow! As jy my lief het, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. En hier vra Jesus vir Petrus 3 keer, Petrus, het jy my regtig lief? Laat my lammers by. Kan jy sien, hy kom herstel die missie in Petrus se hart. En hy kom openbaar eintlik aan hom. Hy sê, Petrus, ek wil hê jy moet weet, dat dieselfde missie waarmee ek gekom het, moet binne in jou ook wees. Die missie wat Johannes neergeskryf het in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Dat die liefde van God het sy seun gestuur om redding te bring na die wêreld. So hy kom sê vir Petrus, Petrus, ek wil iets binne in jou kom deponeer, my liefde vir jou, wat jou verraad aan my, wat 3 keer plaasgevind het, nie kan wegvat. Jou verraad aan my, vat nie my liefde vir jou weg. En ek wil hê dit moet binne in jou hart gedeponeer wees op so 'n manier, dat jy so begin leef, dat alles wat jy vir my doen, wanneer jy getuig oor my, wanneer jy jou hande op siekes lê en jy bid vir hulle, laat dit die liefde van God is wat jou dryf om dit te doen. Dat liefde vir my en vir die mense jou dit so 'n brandende vuur in jou sal wees, dat jy nie sal kan ophou. So ek wil die missie kom herstel binne in jou vandag. En ek wil vir jou sê, ek kom sit nie 'n las op jou nie. Ek wil 'n brandende vuur binne in jou kom wakker maak. Hierdie sang wat ons ook gesing het, hier aan die einde. O Lord, come and light the fire that once burned. The fire of God is the love of God. En Jesus kom herstel hierdie liefde weer tussen hom en Petrus. Want hy het so Petrus eenslag, of hy het sy disippels mos eenslag gevra, die mense sê ek's 'n profeet, of ek is 'n goeie leermeester, en dit en dat en die ander, wie sê julle is ek? Kan jy onthou? Hy het ons die vraag aan sy disippels gestel. Hier staan Petrus op. U is die Messias, die lewende God. U is die Christus. En Jesus sê vir hom, 'n mens het dit nie aan jou openbaar nie, maar God self het dit aan jou openbaar. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nie op Petrus nie, alhoewel Petra sy naam rots beteken, maar op die openbaring van wie Jesus Christus sal ek my kerk bou. En jy, Petrus, gaan saam my kerk bou. En Petrus gaan staan daar in Handelinge, na Jesus die Heilige Gees op hom uitgestort het, en hy gaan staan voor 'n skare mense daar so in Jerusalem, en hy preek en 3000 mense kom op een slag tot bekering. Hoekom? Want die liefde van God het sy hart gevange geneem. En hy het geweet, daar is niks wat my kan skei van die liefde van God. Die liefde van God dring my, dit dryf my. Paulus skryf op, hy skryf in Korintiërs en sê, ons weet wat dit beteken om God te dien, en die liefde van God dring ons. Het jy my lief? Is die vraag vanoggend van Jesus vir my en jou. Want ek glo dis bepalend vir hoe ons leef en hoe ons die missie uitvoer. Die liefde van God
in my en deur my, na hom en na mense, is bepalend van hoe ons hierdie missie gaan uitvoer op hierdie aarde. En Jesus kom herstel die missie en hulle vang so baie vis, 153, hulle moes dit gesleep het, maar dit staan, die nette het nie geskeur nie. Die nette nie geskeur nie. Ek glo daar is 'n boodskap gesê, so baie is die oes vir julle. En dan gaan julle so toerus met die net, dat wanneer julle gaan leef vir my en gaan lief hê vir my, soos wat ek julle voorroep, gaan dit vir julle voel of die nette wil skeur, maar die nette sal nie skeur. Want die net is die liefde van God, wat die vis hou. So ek sluit vir ons af. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir u woord wat na ons harte toe kom vanoggend. En ek wil vir jou die geleentheid gee, as jy vanoggend sê, ek wil hê, Here, ek is ook verward. Ek is soos Petrus en van hierdie ander disippels wat baie keer wonder, maar wat moet ek nie maar met iets anders besig wees? En voel die Here is verwyderd van my. En jy het nodig dat die Here hierdie in jou moet kom herstel. Dan wil ek jou die geleentheid gee vanoggend dat die Here dit kom herstel. Want die Here vra vir jou vanoggend, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my werklik lief? As jy wil ek het vanoggend vir jou bid, en jy wil dit om die liefde van God herstel hê in jou hart vanoggend. Wil jy net jou hand vir my opsteek? Ek wil graag saam met jou bid. Dankie Here Jesus. Jy sien ons hande. Jy sien wat binne ons harte aangaan. En Here, ek bid nou in die naam van Jesus, dat u liefde kom instop in ons hart. Deur die Heilige Gees, dis wat u woord sê vir ons. U kom stort u liefde in ons hart uit deur die Heilige Gees. Dankie Heilige Gees, dat u nou aan die werk is, dat u doen wat ek nie met my oë kan sien. En ek bid nou Here vir elkeen wat vanoggend sê, ek sukkel. Ek bid dat u liefde hulle kom oorweldig, hulle harte in besit kom neem, en vir hulle sê, die missie het nie opgehou nie, nie vir jou nie, nie vir niemand nie, die missie begin. En as niks wat jy gedoen het, of kan doen, wat jou sal skei van my liefde vir jou. Dis die woord van die Here vir jou vanoggend. Die Here is so lief vir jou. Daar is niks wat jou kan skei van sy liefde nie. Jesus sê, nie engele of kragte teenwoordig of toekomstig kan jou skei van die liefde van God nie. Niks kan jou skei van die liefde van God. Moenie na die vyand vir jou jok en sê, hey, maar kyk hoe lyk jou lewe, kyk hoe ongehoorsaam is jy, kyk wat Petrus het Jesus 3 keer verloon en gesê, ken hom nie. Daar is niks wat jou kan skei van die liefde van God. Sy liefde vir jou het niks te doen met jou performance voor hom. Ontvang die liefde van die Here vanoggend, net daar waar jy sit. In Jesus se naam, ontvang sy liefde. Wat sy liefde aan jou kom raak. Sê, Here, vul my met die liefde vir my. Kom neem my hart in besit. Bid dit nou, net daar waar jy sit. Sê, Here, kom vul my met die liefde. Here, kom steek 'n brandende vuur binne my aan. Here, ek wil u liefde so beleef en so vir u lief hê dat ek in gehoorsaamheid saam met u wandel. Want in my eie krag kry ek dit nie reg nie.
kom steek 'n brandende vuur van die liefde en 'n passie binne in my aan die brand wat van U afkom. In Jesus se naam. Ons maak dit los oor julle in hierdie oggend in die naam van Jesus. Ontvang die vuur van die Heilige Gees. Ontvang die vuur van die Heilige Gees nou. Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag was die liefde van God wat uitgestort is op die mense. Die uitstorting van die Heilige Gees en die invulling van die Heilige Gees was die liefdes-embrace van God vir die mense. Ontvang dit wat die Here doen nou in jou hart. Net daar by Jesus se naam. Dankie Here. Dankie vir U werk wat U in ons doen. In Jesus se naam. Amen. Ek wil julle herinner, as jy vanoggend jou hand opgesteek het en jy wil graag hê ons moet verder saam met jou bid. Is welkom om na my toe te kom. Ek weet George hulle, lang julle almal wat saam in die gebedskamer, daar's mense wat graag saam met jou wil bid en graag saam met jou wil vertrou vir deurbraak in jou lewe. So moenie dit mis nie. Gryp 'n koffie, gaan bid saam met hulle, julle is baie welkom en dan sien ons mekaar volgende Sondag weer. Dis 'n selfe plek, selfe tyd. Be blessed.